Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. Hierdie video bespreek die proses van fotosintese in meer detail, as ook waar dit in plante plaasvind en waarom dit 'n belangrike proses vir lewe is. Alle lewe op aarde is direk of indirek afhanklik van energie vanaf die son. Lewende organismes het energie nodig om hulle metabooliese aktiwiteite en lewensprosesse soos groei, voortplanting, voeding ensovoorts te kan onderhou. Soos in die vorige video genoem, staan energie vanaf die son bekend as stralingsenergie of ligenergie. Die meeste organismes kan nie die son se energie direk gebruik nie. Byvoorbeeld 'n akedus wat in die son lê, kan sy liggaam met die son se hitte warm maak, maar dit kan nie daardie energie gebruik om sy spiere direk te beweeg of voort te plant nie. Plante is egter in staat om stralingsenergie direk vanaf die son vas te vang en dit te gebruik om energieryke voedselmolekules soos glikose te produseer. Afhangend van die plant se behoeftes, kan daardie glikose wat geproduseer word as 'n reserve-energiebron in die plant gestoor word. Die plant omskep die glikose dan in stysel, wat die bergingsvorm van glikose in plante is. Stysel sal in die volgende video meer bespreek word. Van die glikose kan ook in ander stowwe omgeskakel word, soos byvoorbeeld cellulose, wat plante vir versterking en ondersteuning gebruik, of proteïene, wat 'n plant help met groei, of selfs vette en olies wat in sade voorkom en hulle van energie voorsien om te kan ontkiem en groei. Die plant kan ook glikose gebruik om energie te produseer vir al hierdie ander funksies. Wanneer plante die stralingsenergie vanaf die son in voedselmolekules soos glikose vasvang, vind 'n energieomskakeling plaas. Stralingsenergie word omgeskakel in chemiese potensiële energie, omdat die energie in 'n chemiese verbinding, naamlik glikose, gestoor word. Hierdie gestoorde energie word weer vrygestel wanneer die verbinding afgebreek word, soos byvoorbeeld wanneer 'n dier die plant dan nou eet. 'n Dier wat die plant eet, kry dus direk toegang tot die chemiese potensiële energie wat in die plant se weefsels gestoor is, en sodoende indirekte toegang tot die son se stralingsenergie. Eenvoudig gestel kan ons sê dat plante amper so sonpanele is. Hulle kan energie direk vanaf die son gebruik om voedsel te produseer. Diere kan dit nie doen nie. Hulle kan slegs indirek toegang tot die son se energie verkry deur die voedsel te eet wat deur die plant gemaak is. Terloops, het jy geweet dat plante nie die enigste organismes is wat kan fotosinteer nie? Alge, sekere mikroorganismes en selfs sommige diere, soos hierdie spesifieke seeslak, kan ook fotosintese verrig om hul eie voedsel te maak. Die proses waardeur plante glikose uit die son se stralingsenergie maak, word dan fotosintese genoem. Foto beteken lig en sintese beteken om te produseer. Fotosintese is dus 'n proses wat stralingsenergie of ligenergie gebruik om voedsel, byvoorbeeld glikose, te produseer. Soos in die vorige video genoem, is fotosintese 'n chemiese reaksie. Dit vereis sekere reaktante en produseer sekere produkte. Onthou julle hierdie vloeidiagram? Daaruit kan ons sien dat vir fotosintese om plaas te vind, 'n plant 2 grondstowwe benodig. Water wat uit die grond voorsien word en koolstofdioksied vanuit die lug. Ons kan ook sien dat fotosintese 2 produkte vorm. Glikose wat of gestoor word of deur die plant gebruik word en suurstof wat weer in die atmosfeer vrygestel word. Ons kan ook sien dat stralingsenergie vanaf die son nodig is vir fotosintese. Maar hoe word hierdie energie presies vasgevang en gebruik? Die ontbrekende deel van hierdie legkaart is 'n mikroskopiese struktuur genaamd 'n chloroplas, wat slegs binne in plantselle voorkom. Hierdie mikroskopiese organel, dis 'n struktuur wat 'n mens binne in 'n sel vind, het nie net die vermoë om sonlig vas te vang nie, maar gee ook aan 'n plant sy groen kleur. As jy 'n blaar neem en die selle onder 'n mikroskoop met hoë vergroting bekyk, sal jy honderde klein groen kolletjies binne in die individuele selle sien en elkeen van daardie kolletjies is 'n chloroplas. Wanneer jy die detail van 'n chloroplas bekyk, sal jy sien dat daar binne-in baie opeengestapelde membrane is. Hulle lyk amper soos muntstukke wat bo op mekaar gestapel is. Binne-in hierdie membrane is daar 'n merkwaardige pigment genaamd chlorofil. Chlorofil is 'n groen fotosinterende pigment.
Dit gee aan die chloroplast sy groen kleur en so ook enige groen dele van 'n plant, byvoorbeeld die blare of stingels. Hulle kry ook daai groen kleur vanaf die teenwoordigheid van chloroplaste wat met chlorofil gevul is. Om die verskil tussen hierdie twee naverwante en soms verwarrende terme te onthou, kan jy dink aan hierdie frase: chlorofil vul die chloroplas. Chlorofil is verantwoordelik daarvoor om die son se stralingsenergie op te vang en te absorbeer sodat dit vir fotosintese gebruik kan word. Sonder hierdie stralingsenergie kan fotosintese nie plaasvind nie. Fotosintese is dus afhanklik van lig en kan daarom slegs gedurende die dag plaasvind. Maar waar binne 'n plant vind fotosintese plaas? So slegs die groen gedeeltes van 'n plant bevat chloroplaste wat met chlorofil gevul is, en dus kan slegs die groen dele van 'n plant fotosinteer. Die blare van 'n plant besit die grootste buiteoppervlakte wat aan die son blootgestel word, en daarom vind die meeste fotosintese in die blare plaas. Stingels mag dalk groen wees, maar hul buiteoppervlak is baie kleiner as die van blare, so minder fotosintese vind daar plaas. Wortels is glad nie groen nie, en hulle word nie aan lig blootgestel nie, so dus vind geen fotosintese in die wortels van 'n plant plaas nie. Omdat fotosintese 'n chemiese reaksie is, kan ons dit as 'n chemiese woordvergelyking skryf, en dit lyk dan so: water plus koolstofdioksied word omgeskakel in glikose en suurstof, en dit word gedoen met behulp van stralingsenergie vanaf die son en chlorofil in chloroplaste. Let daarop dat die chlorofil en stralingsenergie komponente nie as deel van die reaktante aan die linkerkant van die pyltjie geskryf word nie. Dis omdat, alhoewel hulle nodig is vir fotosintese, hulle nie direk aan die chemiese reaksie deelneem nie. Hulle is slegs verantwoordelik vir die aktivering daarvan. Die komponente van ons woordvergelyking kan nou gebruik word om 'n definisie vir fotosintese te skryf. Fotosintese is die proses waar tydens chlorofil bevattende organismes, byvoorbeeld plante, stralingsenergie vanaf die son, water uit die grond en koolstofdioksied uit die lug gebruik om suikers soos glikose en suurstof te produseer. Fotosintese is dus belangrik vir alle lewende organismes om 3 redes. Eerstens, dit verwyder koolstofdioksied vanuit ons atmosfeer. Koolstofdioksied is 'n kweekhuisgas wat hitte binne die aarde se atmosfeer vasvang. As ons sou toelaat dat dit ophoop, sou die aarde heeltemal te warm word vir lewe. Deur koolstofdioksied te verwyder, help fotosintese dus om die aarde se temperatuur te reguleer. Tweedens, produseer fotosintese voedsel vir diere in voedselketTINGs. En laastens verskaf dit vir ons suurstof vir respirasie wat in alle lewende organismes plaasvind. Sleutelterme vir hierdie video sluit in fotosintese, glikose, stralingsenergie, chemiese potensiële energie, sel, chloroplas en chlorofil. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.